Goeiemôre. Jy luister na die 59ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend oor erfstukke, erflatings en nalatenskappe. Die skrywers van The Good Life verwys na die sentimentele erfstukke wat baie mense koester. Dit het nie noodwendig groot geldwaarde nie, maar wel emosionele waarde. Geestelike waarde. So byvoorbeeld het die een persoon deur al die jare nog die naamplaatjie van sy oupa by hom gehou, wat sy oupa in sy besigheid gebruik het. En dis juist hierdie oupa wat 'n reuse invloed in sy lewe gehad het. Dis nie die plaatjie op sigself wat waardevol is nie, maar waarheen dit verwys. Die simboliese waarde daarvan. Ander persone weer het items wat hulle paas of oupas uit die Tweede Wêreldoorlog met hulle saamgebring het. En dit vertel weer op 'n eie manier 'n storie van daardie oupa en daardie familie selfs. Ek het dit al baie kere gesien as ek in mense se huise kom. In feitelik elke huis is daar een of ander item, wat as jy 'n bietjie rondvra, dan kom jy agter, dit het vir mense groot sentimentele waarde. 'n Handgemaakte item uit die Anglo-Boereoorlog. Miskien iets uit die konsentrasiekampe. Dink maar net aan dit wat dit simboliseer, die deursettingsvermoë. Die verhaal wat dit vertel van mense wat hulle omstandighede te bowe gekom het. Dink 'n bietjie na. Wat is daar in jou huis, of in julle familie, wat sulke simboliese waarde het? Die lesenaar waar ek nou sit en werk, uit tambotihout gemaak, het aan my pa behoort. Hierdie lesenaar het 'n baie interessante ontstaansgeskiedenis. Op die tafel is daar 'n metaal papiergewig met 'n bronsvuis wat 'n aflosstok vashou daarbo-op. Dit dien eintlik geen doel nie, behalwe dat dit my herinner aan my pa. Ek kan nou nog die prentjie in my gedagtes sien waar ek by sy werkswinkel instap en hy sit so met 'n beker tee in sy hand by hierdie lesenaar met hierdie bronsgewiggie wat daar op die papiere lê. Sommige erflatings is nie noodwendig items nie, maar die manier hoe ons dinge doen. Byvoorbeeld, as ek gaan visvang, is daar spesifieke knope wat ek by my pa geleer het. Na 45 jaar kan ek 'n toe-oë en agter my rug waarskynlik knoop. Daar is erfstukke en erflatings wat vir ons ontsaglik kosbaar is. Hierdie items koppel ons aan ons herkoms. Dit is simbolies van ons familiegeskiedenis. Miskien swaar tye wat ons ouers en ons voorouers moes oorkom. Dit gee ons hoop vir ons hede. Daar is erfstukke en erflatings wat geslagte daarna nog lewens verryk. Of baie dikwels die lewe makliker maak. Sommige erflatings het beslis ook groot geldwaarde, soos besighede of grond, ander besittings. Wanneer ons aan hierdie nalatenskappe dink, dink ons dikwels aan geld, eiendom of bates. Kom ons maak vanmôre 'n onderskeid. Erfstukke en erflatings is tasbare, sigbare dinge. Maar daar is nalatenskappe wat nie tasbaar en sigbaar is nie. En dit sluit kosbare dinge in, soos lewenslesse, lewenswysheid, gewoontes, beginsels, waardes, ervarings en veral geloof. Dink daaraan. Ek en jy besit absoluut niks wat die vroeë Christene, Paulus en die ander apostels, wat hulle ooit besit het nie. Niks nie, nie 'n enkele item daarvan nie. En tog is ons ganse lewe gevul en verryk deur hulle nalatenskap. Dink maar aan 'n ma wat haar kinders leer bid. 'n Ouma wat wys hoe om stil te wees in God se teenwoordigheid. 'n Pa wat wys hoe om met vergifnis en genade te leef. 'n Oupa wat sy kleinseun van geduld leer en om sy woedebuie te oorkom. Dis nalatenskappe wat generasies lank voortleef.
Hierdie nalating bou karakter, vorm waardes, bring hoop, vorm geloof. Hierdie nalatenskappe onthou kinders en kleinkinders lank nadat die geld opgebruik is en die eiendomme verkoop is. Die heel belangrikste vraag wat ek en jy vandag kan vra, is nie watter erflating of erfstukke ek agterlaat nie, maar wat is my nalatenskap? Wat is my legacy, soos die Engelse dit noem? Wat sal my kinders en my kindskinders van my onthou, wat niks ooit van hulle kan wegneem nie? Die wonder van 'n geestelike nalatenskap is dat dit nie iets is wat jy eendag na jou dood eers nalaat nie. Dis iets wat jy elke dag bou, deur hoe jy leef, liefhet, glo en hoop. Jesus het geleer dat aardse skatte, erflatings en erfstukke deur mot en roes verniel sal word en diewe sal inbreek en dit steel. Maar hemelse skatte kan mot en roes nie verniel nie. En niemand kan ons ooit daarvan beroof nie. Gaan word vanmôre stil en dink aan die nalatenskap van jou oupa, jou ouma, jou pa, jou ma. Die galery van mentors in jou lewe, wat hulle vir jou nagelaat het. As jy tyd het, of beter nog, tyd kan maak daarvoor vandag, skryf die name neer van die persone, en wat jy van elkeen van hulle geleer het. Dis altyd meer treffend om dit so op papier neer te skryf, en dit so voor jou te sien. Jy sal verbaas wees hoeveel wyshede en waardes ons so onthou. En dan, dank die Here vir elkeen van hulle, wat so 'n nalatenskap in jou lewe agtergelaat het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, met blydskap te leef, vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te bly, sagmoedig op te tree en met selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U wil nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek ook myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.